Dis min wat dit gebeur, maar hier staan ek en my goeie vriend Stefan langs mekaar, want ons doen ritme nou al vir min of meer 7 jaar plus langs mekaar, en dit is 'n voorreg, dit is 'n absolute wonderlike voorreg om vir jou te sê welkom by Ritme Digitaal. Absoluut, Johan Smit, en waar jy ook al luister, waar jy ook al kyk, op watter sosiale media platform ook al, mag jy regtig die Here se woord beleef, want dit is wat in Johan en in my hart klop. Dankie vir soveel terugvoer wat ons kry. Soos ons twee deur die land beweeg vir verskillende redes, verskillende plekke, is daar soveel mense wat net vertel hoe word hulle gemotiveer, geïnspireer, hoe word hulle harte geraak, en dit is ons hele doel hiermee. So dankie, baie dankie vir daardie terugvoer. Ja, en soos ek gesê, dit gaan vir ons oor die woord. Die woord is ons lewe, mag dit afgee, mag die Here se woord ook jou lewe wees, elke dag. En dis ons wens dat hierdie aktueel sal wees, dat dit regtig van toepassing op jou lewe sal wees, so geniet die uitsending baie. Wat 'n voorreg om vandag saam met jou te kan kuier. Dit is so lekker om saam te kuier rondom die rigting in die lewe wat God vir ons wil gee. En ek wil vandag met jou praat oor 'n beter rigting, om koersaanpassings te maak. Ons is nou al 'n eind in die jaar in, en 'n klomp van die goed wat ons gedink het ons gaan doen, het nie gebeur nie. En ons is in 'n eind in die jaar in waar ons agterkom dat baie van die goed wat ons beplan het dalk nie gaan gebeur hierdie jaar nie. En dit veroorsaak in ons onderbewussyn dat ons nie 100% seker altyd oor onsself is en die koers wat ons stap nie. Ek weet nie of jy al onseker was oor koers nie. Ek het redelik 'n rigting vasheid in my lewe. Ek kan redelik goed ry. Hulle noem my Piet Paadjies, want ek het altyd 'n ander paadjie en ek is regtig goed met rigting, maar ek het een aand so ver verdwaal dat ek naderhand my dakliggie aangesit het om rigting te kry. Ek was totaal en al verdwaal. Ek het nie geweet watter kant toe om te gaan nie. Maar die probleem met koers verloor of met rigting verloor is dat ons besef nie dat ons die rigting verloor het totdat ons verlore is nie. En dis 'n groot uitdaging. Iemand het eendag vir my gesê, hulle noem dit GPS iets anders, hulle noem dit God's Positioning System, maar ek wil nou nie godsdienstig raak daaroor nie. Ek het regtig 'n skrikwekkende ervaring met daai verdwaal gehad, en ek het nie besef ek is verdwaal totdat ek verdwaal is nie. En ek weet nie of jy al in die bos geloop het nie. Ek onthou in my weermag daar het ons een keer in die veld en in die bos geloop, en ons het op 'n stadium toe kom ons agter, ons is presies op dieselfde roete waar ons voorheen was. En dit het nogal impak gehad. Ons weet nie altyd die presiese oomblik waar ons die rigting in ons lewens verloor het en hoe ek verdwaal het nie. En soms verloor ons dit in ons lewens, en ons moet dit vir mekaar sê, en ons moet wakker wees daarvoor, want soms is dit in my menswees, of soms is dit net in 'n klein gedeelte van my menswees, in 'n klein area van my mens, loop ons in 'n verkeerde rigting, en ons weet nie waar het ons die GPS, die rigting vasheid daarvan verloor nie. Ek het 'n beeld wat ek in my kop vasgemaak het, en ek mag dit nou nie neerhalend sê nie, so ek doen dit nie. Ek vind dit baie keer met van ons jong mense vandag, hulle leef vas oortuig terwyl hulle totaal verdwaal is. En so vind ek dit met baie van ons mense, ons leef vas oortuig, want toe ek 'n tiener was ek oortuig ek doen dinge reg, ek het die lewe in orde, veral as jong student. Ek het die wêreld uitgefigure, en dan kom jy eers later jare agter dat eintlik was jy totaal verdwaal. Aanvanklik dink ons dinge in ons lewens of 'n area in ons lewens is sprokiesagtig. En dan word dit 'n nagmerrie, want ons het nie besef dat ons eintlik die koers verloor het nie. Dis goed wat fyn insluip in ons lewens. 'n Slegte gewoonte, 'n verkeerde verhouding, 'n verkeerde uitkyk op die lewe, 'n verkeerde aanpak van die lewe. En dan raak ons so verdwaal dat ons net bly stap en ons mis dit. En ons weet nie wanneer het ons oor die lyn gegaan en die koers verloor het nie. En dan is dit amper, as ek die Engelse woord kan gebruik, asof ons verkeerdelik op autopilot gaan. En dis waaroor ek vandag met jou wil praat, want ons is oortuig verward.
Ons is oortuig dat ons is in die regte rigting op pad. Ons vind dit in leierskap, in politiek, in die kerkwêreld, ons vind dit oralster, dat mense onsself sal waarsku, maar ons is soms so vasgevang in ons oortuiging, dat ons heeltemal mis, dat ons eintlik ideoloos is. Ons kry waarskuwings van rigting. Dit kom deur gesprekke, deur 'n fluister van die Heilige Gees in jou lewe, deur na 'n preek te luister. Ons kry daai oortuiging of daai insig in ons lewens van 'n pad waarop ons is, maar die manier wat ons stap is net, ons hou net aan en hou aan. Clueless mense se respons is, en nou is ek op dun ys, maar dis net 'n grappie, is vrouens sal vir jou sê, ek is fine. 'n man sal vir jou sê, ek is okay. En dis baie keer 'n teken dat ek nie weet dat ek nie meer heeltemal op koers is nie. Wyse Salomo skryf dit vir ons in Spreuke 14 vers 12. Hy sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Daar's baie rigtings wat ons kan inslaan. Ons kan rigtings inslaan, finansiëel, emosioneel, verhoudingsgewys, maar die uiteinde daarvan kan die dood wees. Ek bedoel nie 'n fisiese dood nie, dis die verloor van 'n droom, dis die verloor van 'n huwelik, dis die verloor van 'n besigheid, dis die verloor van baie finansies, van gesondheid, want ons is koersvas verkeerd op pad en ons moet leer om dit te verander. Ek het soveel stories in die bediening gesien van mense wat nie na gevaartekens wou luister nie, en een daarvan was in my eie lewe. Ek kan vir jou na die dag, die datum, die plek vat. Ek was by 'n konferensie in Chicago waar ek 'n duidelike woord gehoor het. Ek moet vir hierdie saak moet ek so versigtig wees, want dit kan gevaarlik wees vir myself. Helaas, ek het nie daarna geluister nie, en uit daai ervaring wil ek vir jou sê, ons moet fyn luister na die koersaanpassings wat ons kry, en daarop reageer en dit begin doen, want baie van daai goed laat ons uitloop op doodlooppaaie. Nou vandag se inding is, as jy iewers heen op pad is, dan vra jy mense vir 'n pindrop. En partykeer het ons net weer 'n pindrop in ons lewens nodig om 'n koersaanpassing te maak, maar ek wil daarby stil staan. Koersaanpassings is nie net om te hoor en daaroor te praat nie. Koersaanpassings is verskriklik intentioneel. Daardie aand toe ek so sleg verdwaal het, ek het nie sein gehad op my foon om 'n GPS aan te sit nie, het ek nie net aanhou ry nie. Na ek besef het ek is nou by hierdie stopstraat vir die 3de keer verby, is die eerste keer in my lewe dat ek regtig geen rigting het nie, het ek gaan stop. En partykeer moet ons gaan stop. Dis hoe mense koersaanpassing doen. 'n Koersaanpassing vind plaas wanneer ek gaan stil staan in my lewe en sê, ek het nodig om weer hieroor te dink en weer gesonde vrae hieroor te vra, want ek het 'n beter koers in my lewe nodig. En om dit te doen, moet jy gaan stil staan. Jy sien, ek kan nie vorentoe beweeg as ek nie eens weet waar ek nou is nie. So ek moet kyk waar ek nou is. Is ek verdwaal? En waarin is ek verdwaal? Waarmee is ek besig? Wat is daai eerlikheid wat ek oor my eie lewe moet hê en die insig wat ek in my lewe moet kry? Watter gesprekke moet ek hê om te verstaan waar ek nou is? En dit maak dit moeilik, want soms in bestuur moet jy vir iemand 'n pindrop gee en sê dis waar jy nou staan. Soms in verhouding het jou lewensmaat nodig om vir jou 'n pindrop te gee en te sê, jy mis my of ek mis jou heeltemal in dit wat ons besig is om te doen. Ons moet luister om antwoorde te hoor en rigtinggewend te kry, sonder verskoning, sonder om blamering op ander mense te plaas, blame shifting te doen. Ek kan nie altyd verdwaal wees en ander mense die skuld gee nie, dan is my koers nie vas nie. Daar's 'n spreekwoord deesdae, as jy jou ja ken, is jou nee maklik. So as jy jou ja ken van my koers, gaan die nee vir die verkeerde rigtings in my lewe maklik wees. So maak net weer stop en sê, wat is my ja? My ja met my huwelik, my ja met my verhoudings, my ja met my kerk, my ja met God, my ja met gee, my ja met dien, my ja met doen. Maak dit vas sodat jy op koers kan bly en ek het agtergekom ons moet dit gereeld doen.
Dis nie iets wat net eenmalig plaasvind en ek is reg en daar gaan ek en die koers is maklik nie. Partykeer is daar sinkgate in die paaie en potholes in die paaie en partykeer is daar verwerkings en ek moet van 'n rigting afgaan en dan moet ek weer terugkom op my koers. 'n Siekbed kan my koers steel. 'n Transaksie kan my koers steel. 'n Verkeerde gesprek in verhoudings kan my koers steel en dan moet ek daardie aanpassings maak. Dis intentioneel stop. Vat 'n puntdrop. Waar is ek? Sodat ek gesond vorentoe kan beweeg. Ek kan nie in ontkenning daaroor wees nie. So wanneer ek dan dink aan 'n beter rigting, 'n beter koersaanpassing, dan moet ek dink aan raad wat ek moet kry. Want ek weet nie altyd nie. Daar's mense wat ek mee sal 'n afspraak maak en sê ek het vandag raad nodig, ek sukkel met myself of ek sukkel met 'n besluitneming of ek sukkel om 'n ding te hanteer. Ons moet verstaan ons het raad nodig. Salomo sê dit is belangrik want 2 is beter as 1. En ons het raad nodig of inspraak nodig om ons koers aan te pas en besluite wat ons moet neem om dit dan reg te doen. Baie keer sukkel ons daarmee. Ons spot daaroor, dit is 'n gespot. Man sal selde in 'n kar sê ek is verdwaal en as die vrou hom dan wil reghelp, kan dit 'n lekker rusie in 'n kar veroorsaak. Ons sukkel daarmee, maar dis baie keer nodig dat ons ego sal prys gee. Ego sal prys gee sodat die nodige koersaanpassing in my lewe kan maak. Ek het nodig om te sê ek sukkel. Ek het nodig om te sê ek weet nie wat die volgende tree en die volgende ritme en die volgende rigting is nie. Daar's nuwe, weet jy wat, as jy koersaanpassings maak, is daar nuwe gewoontes wat gevorm moet word. Dit is belangrik. Ek het nodig om nuwe gewoontes. Ek moenie Koos Du Plessis se woorde elke afdraaipaadjie ken. Ons ken nie afdraaipaadjies, maar ons sukkel om net die koers vas te hou, die rigting vas te hou wat vir ons is. Daar's doelstellings wat ons weer in ons lewens moet volg. En dan moet ons verstaan, ons moenie so hardkoppig wees dat ek het 'n koers ingeslaan en dis ononderhandelbaar nie. Ek moes hierdie week met iemand gesels wat regtig 'n reuse koersaanpassing het om te maak binne sy besigheid. En die moeilikheid vir hom daar is, dit gaan oor sy ego, dit gaan oor al die wat-asse. Maar hy mis die koersaanpassing omdat hy met dit besig is. En in my eie lewe kry ek daai uitdaging gereeld van ek sal moet sekere besluite neem, ek sal moet sekere rigtingveranderings bring, ek sal moet 'n beter koers inpas en die persoon wat sê hy is die weg, is die een wat ons wil help. Jesus wil ons help. Johannes, ouer man wat saam met Jesus gestap het en hy kom skryf en met oortuiging wat hy persoonlik waargeneem het in Johannes 1 vers 14. Hy het dit gesien. Hy sê en die woord het mens geword en by ons kom woon en ons het sy heerlikheid duidelik gesien. Die heerlikheid soos die van die enigste seun van die Vader, vol van goedheid en van waarheid. Johannes sê ek het hom vir 3,5 jaar beleef. Ek kon hom sien sterf, ek kon hom sien opstaan, maar hy het gekom om vir my die weg te wys, die pad te wys. Sy liefde kom en hy wil ons in 'n rigting invat, want hy het mens geword en ons kon dit sien. Ons kon sien hy was saam met ons, maar hy het 'n heerlikheid aan hom, iets wat anders is. En Jesus reageer in Johannes 14 vers 6 en hy sê, ek is die pad, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So hier is ons koers. Ons kan begin in die ritme van sy weë loop. Ons kan begin saam met hom stap en saam met hom beleef en hy is die enigste weg na lewe toe. Jesus is die enigste weg na ware lewe toe. Hy is die een wat ons help om weer terug te kom op die pad. Hy kom nie en sê vir jou dwaas, hoekom het jy verdwaal, hoekom het jy verkeerd geloop? Hy kom nooit met dit nie. Hy kom en sê ek is die weg. Kom stap saam met my, ek sal jou terugvat en ek sal jou help. Ek gaan jou kom haal waar jy is.
Ons almal vertrek van verskillende plekke in ons lewens, maar Jesus is altyd die pad terug. En dis iets wat ons in ons harte moet vasmaak met 'n beter pad, met 'n beter koers is. Jesus is altyd die pad terug. So waar ek en jy ook al verdwaal, is dit in ons menswees of in 'n faset van ons lewens, is Jesus die pad terug. Hy is die deur, hy is die deur om in daai pad in te stap en hy is die roetekaart vorentoe, sodat hy jou op die lewe wat hy vir jou gedroom het kan begin plaas. Jog, dis 'n uitdaging. Dis 'n uitdaging vir ons almal, ons eie planne, ons eie drome. Ons het sulke lysies wat ons mos skryf en party mense plak dit teen hulle mure. Wat as die Here vandag in my en jou lewe 'n radikale koersaanpassing wil maak? Wat as die Here in my en jou lewe vandag wil inpraat en sê, besef jy's dalk verdwaal op 'n sekere area in jou lewe. Ek wil vir jou iets beter offer. Ek het vir jou 'n vertrekpunt en dis nie Google en die internet nie. Ek het vir jou 'n manier om te stap wat anders wegtrek, wat 'n ander vertrekpunt in jou lewe het. Wat sal jy doen? Ek dink 'n beter vraag is, wie sal ek volg? En dis ons uitdaging. Ons uitdaging is om hom te begin volg. Ons vind dit mooi in Jakobus 1. Hy sê, vra vir God in Jakobus 1 vers 5. Dis een van my verse, as jy nou vir my vra, my top 5 verse, is hierdie een van die verse wat ek so baie gebruik in my eie lewe is, vra vir die Here as jy nie kan agterkom wat hy wil hê jy moet doen nie. Hoor dit. Vra vir die Here as jy nie kan agterkom wat hy wil hê jy moet doen nie. Hoor nou wat sê hy. Hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee en jou nie verwyd dat jy gevra het nie. Baie mense sê die Here sê en ek is baie versigtig daarvoor. Maar weet jy wat kan gebeur in jou lewe as jy sê Here, ek sukkel op hierdie terrein of in my mens wees, my rigting is nie lekker op die oomblik nie. Dan sê hy as jy nie weet nie, vra net vir die Here en hy gaan vir jou wysheid gee. Dis nie 'n hoendervleis ervaring nie, dis nie so sê die Here ervaring nie. Jy gaan net agterkom, weet jy wat, ek het hierdie ding nie meer nodig in my lewe nie. Jy gaan agterkom, ek hoef nie hierdie pad verder te ry nie. Hier's te veel slaggate in hierdie pad. Daar's 'n beter koers wat ek kan inslaan. Jy gaan agterkom, ek kan daai nommer of daai e-mailadres van my foon afhaal. Ek hoef nie meer in daai rigting te gaan nie. Hy gaan vir jou wysheid gee. Hy gaan vir jou sê, moenie in daai transaksie gaan nie. Jy gaan net weet. Ek hoef nie hierdie transaksie te doen nie. Hy sê, maar as ons bid, vers 6, moet jy met vertroue bid en weet dat God sal antwoord. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. Ek en jy moet bid met daai vertroue dat die Here vir my wysheid sal gee. En dan kom ons en die Here sê vir ons, weet jy wat, in jou besigheid waar jy nou is, moet jy 'n koersaanpassing maak, doen dit en dan beredeneer ons dit. Ons moet leer en oefen om daardie wysheid wat God ons gee, om uit 'n pad uit te loop, om uit 'n verhouding uit te stap, om uit 'n donker plek uit te stap, te volg en te doen. Yes, kan ek probeer reël wees? Jesus se padkaart is nie 'n weird stem nie. Hy bring insig. Hy bring insig deur sy Heilige Gees. Partykeer mis ons dit, want ons het hierdie prentjie van hoe God met ons sou praat, en dan, ek wil hierdie kar koop, en dan sien ek 20 van hierdie karre, en dis nou die teken dat ek die kar koop, maar hy sal vir my die wysheid met rand en sent gee, moenie die kar koop nie, en daai fluister moet ons na luister, en dit dan begin volg, want dit is nie goed vir my nie. Die pad is nie altyd eenvoudig van punt A na punt B nie. Maar die koers is, volg my. En dit help ons deur al die paaie en al die geite en al die goede wat ons pad langs kom en die slaggate en die sinkgate en die padwerke en die ompaaie. Ek en jy kan okay wees, want ons kan hom volg, wat die roete weet vir elke deel van ons lewens. So as jy vandag teleurgesteld is,
My punt A na punt B het nie gewerk nie. Daar's ompaaie, daar is padwerke. Die Here bly my koers. En hy sal my help. En leer vandag dat dit waar jy nou verdwaal is nie die som totaal van jou lewe nie, dis 'n moment. Om verdwaal te wees, kan 'n moment wees, of dit kan 'n leefstyl wees. En God wil ons help dat dit net 'n moment in ons lewens sal wees. Dat ons weer gou op ons voete kan kom. Iemand het dit geskryf, hy het geskryf en gesê, self-control is not the ability to say no to everything. It's the ability to say yes to one thing. En ek en jy, is daai one thing is, ek gaan volg. Ek gaan die Here volg. En al vat my paai in my, ek gaan die Here volg. En ek en jy is gemaak om sy stem te hoor. En ek en jy kan daarmee leef, en ek sluit daarmee af in Johannes 10 vers 27. Hoor wat sê Jesus, want dis in ons DNA, ons kan dit doen. Hy het ons gemaak na sy beeld en sy gelykenis. Hy sê, my skape, luister na my stem. En ek ken hulle, en hulle volg my. Mag ek en jy ontdek om sy stem te hoor, sy wysheid, inspraak in ons lewens te sien, en goeie besluite te neem, sodat ons in 'n gesonde beweging kan inbeweeg van, ek gaan die Here volg, en ek gaan my koersaanpassings daagliks maak, sodat ek die heeltyd na sy stem en sy vermoëns in my lewe kan luister. Kom ons maak ons harte oop daarvoor. Ek wil vir jou vandag in jou oë kyk en jou seën. Ek wil jou seën met 'n bewustheid van God se Heilige Gees wat binne in jou woon. Ek wil jou seën met 'n vrede wat weet dat die Here by jou is. Al is jy hoe verdwaal, al is dit hoe donker, al is dit jou hele lewe, al is dit 'n area, dat jy kan weet, hy kom ontmoet jou daar, en as jy hom van daar af stap met wysheid, kan jy weet, hy gaan jou op die regte pad bring. Moenie verlore raak nie, moenie moed verlore raak nie. Jy hoor vandag, die Here is by jou, die Here gee om vir jou, hy's lief vir jou, en hy verbind homself aan jou, om eindtyd saam met jou te stap. Mag sy genade jou deel wees. Amen. Wat 'n voorreg dat Johan en ek vanaand ook saam by hierdie afsluiting van hierdie boodskap kan gesels. Vanaand se boodskap was opbouend en kragtig, dit was die Here se woord. En dankie vir elke stukkie ondersteuning wat jy vir ons gee. Dis vir ons 'n motivering, dis vir ons 'n inspirasie om aan te hou en nogmaals aan te hou, om die Here se woord vir jou te bring. Dankie vir jou finansiële betrokkenheid, dankie dat jy ook jou beursie oopmaak. Op daai manier jou hart ook vir ons wys om hierdie prakties moontlik te maak. Ja, en die woord is nie net vir kyk nie, die woord is vir doen. En een van die maniere hoe is dat ek ook 'n verspreider, 'n woordverspreider, 'n goeie nuusverspreider word. Gee asseblief hierdie boodskap verder aan. En dan van my en Stefan se kant, albei van Ritme se kant, 'n wonderlike week vir jou verder.